Ons is nou op 'n vreemde manier vanoggend hier by mekaar om afskeid te neem van Boeta, of van, soos jy hom genoem het, ook Pampam, uiteindelik naam Johan. Ons sou dit graag op 'n ander manier wil gedoen het, soos ons maar gewoonlik doen, vanuit die kerk en saam met medegelowiges en saam met al die familie en vriende. Maar die digitale era waarin ons leef maak het vir ons moontlik om op so 'n manier ook familiediens te hou en dan dit met die groter familie en die vriendekring te deel. Ons moet ook vanoggend verseker weet dat die Here hier teenwoordig is en dat ons in sy naam ook dan finaal kom afskeid neem van Johan, Boeta of Pampam, soos hy bekend was. Ek lees vir julle eers in die begin, voordat ek bid, die kort stukkie van die begrafnisformulier. By hierdie oomblik van afskeid is ons diep bewus van ons hartseer en verlies. Ons geloof in die opgestane Here vul ons egter met vrede en hoop. Net so seker as wat hierdie afskeid finaal is, so seker is ons dat die Here ons red van die graf en met liefde en ontferming kroon, soos die psalmdigter in Psalm 103 sê. Net so seker is ons dat Jesus weer sal kom en dat ons vir ewig by hom sal wees. Vanoggend eer ons die Here vir Johan se geloof en vir die bevestiging uit die woord van God dat die wat glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Ons glo daarom nie dat ons hom aan die dood oorgee nie, maar dat hy ten volle deel in die ewige lewe. Kom ons bid saam. Dankie Here, onse God, dat U die genadige God is, dat U die God is wat ons liefhet, dat U vir ons omgee as mense, en dat elkeen van ons lewe vir U kosbaar is. Dankie dat ons ook ons lewe mag leef uit U liefde en U genade. Dat ons elke dag kan ondervind dat U die God is wat vir ons nuwe kansse gee, God is wat vir ons die geleenthede gee op ons lewenspad om ons lewe te leef en soveel dinge te kan geniet en te ervaar tydens ons lewe. Ons dankie vir die voorreg om deel van 'n familie te wees, broers en susters. Ons dankie vir die voorreg om ooms en tannies te mag ken. Ons dankie vir die voorreg van vriende met wie ons lewe mag deel. Dit is alles goeie gawes wat U vir ons gee, waarvoor ons U dank. Ons kom bid vanoggend dat ook hierdie gedenkdiens vir ons 'n troostdiens sal wees. As ons terugdink oor Johan se lewe, die voorreg wat elkeen gehad het om hulle lewe met hom te deel en sy lewe wat hy met hulle gedeel het, al die mooi herinneringe wat hulle het, dat ons kan weet, hy het sy lewe ook voluit geleef en dat hy deel het aan die ewige rus. Seën ons ook nou, en ook elkeen Here wat later na hierdie diens sal kyk, as ons na U woord luister, en U vir ons uit die woord leer, en bemoedig, en troos. Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Julle het gesê, ek moet kyk na iets oor visvang. Omdat Johan 'n passie gehad het vir visvang. Nou ek het na daai video gekyk, 2 keer gekyk en dit was baie duidelik dat visvang was absoluut sy tweede lewe. Hy sou dit eintlik seker sy eerste lewe wou gemaak het. En hoe moet dit nou wees dat mense nou lief is vir visvang en jy kan 1 stukkie vis in 'n maand eet, omdat jy nou allergies is vir vis. Maar hy het baie plesier daaruit gekry en daaruit ook sy vriende gedien.
Wat vir my ook opvallend was die foto's van die familiesaal. Christophe, Romarie en ek dink ek vir Johan ook op 'n foto wat gesien. En die gelatenheid, die lekkerte op julle gesig om al die ervarings met hom te kon meemaak op see. Al die visvang ekspedisies wat daar was. Ek weet dominee Dries Oret van Napier was net so 'n ywerige visserman. En hy het een sonnagoggend hier by die Riviersonderend gepreek en gepraat oor die passie wat hy het. Die passie vir visvang. Maar hy het ook gepraat oor 'n ander passie, naamlik om visser van mense te wees. Hy het die storie vertel, ek weet nie self bydoe dit vertel het nie, dis aan my oor vertel, dat hy Saterdagmiddag opgepak het, 5 uur gesê, en hy moet na huis toe gaan regmaak, want hy werk môre. Toe vra die ander vir my, wat se slegte werk doen jy, dat jy op Sondag moet werk. Hy het dit natuurlik baie krasser gestel vir dominee Oret, en dominee Oret het maar net gesê, nee wat ek het ander werk om môre te doen. Passie vir visvang. Maar in daardie passie kon ek ook iets sien, daai foto's wat julle gedeel het, van 'n passie wat hy vir julle gehad het. Dat hy vir julle omgegee het. En dat julle 'n baie belangrike deel van sy lewe was. En dat julle ook vir hom baie beteken het in sy lewe. En hy ook seker vir julle dan in dieselfde sin, nee. Julle het groot waardering vir sy lewe en alles wat hy van sy lewe met julle gedeel het. Ook seker met sy vriende is dit dieselfde gewees, die paar vriende wat hy gehad het, die goeie lewe wat hulle saam gehad het en die lewe wat hulle met mekaar gedeel het. As ons vanoggend afskeid neem en ons gebruik nou die beeld van visvang, dan is dit baie duidelik uit die Bybel dat Jesus Christus ook 'n passie gehad het vir mense. Dat hy die groot visserman was. Die visserman van mense. En dat hy hierdie passie aan sy disippels oorgedra het. En hierdie disippels aan die vroeë kerk en aan die kerk. Om van ons almal mense te maak met 'n passie. Passie vir mense. As hy sy disippels roep, dan sê hy, kom agter my aan, want ek wil julle wat vissermanne is. Interessant ook dat Jesus om vissermanne gekies het om saam met hom die pad te loop en dat hy hulle toegerus het om disippels te wees. Dat hy vir hulle gesê het, maar nou wil ek julle vissers van mense maak. As ons die gedeeltes veral in Matteus lees, ek het net na Matteus gekyk, sien ons dat Jesus baie tyd in 'n skuit deurgebring het. Kom ons kyk na enkele van hierdie tekste vandag. In Matteus 5 lees ons vers 18 tot 22 van waar Jesus die disippels geroep het. Dit is nie Matteus 5 nie, Matteus 4. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy die 2 broers Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy 2 ander broers, Jakobus se seun van Zebedeus en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skuit saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Duidelik hoor ons dit aan die begin. Die passie vir mense maak van hulle vissers van mense. Matteus 13 is die baie bekende gedeelte van die gelykenis van die saaier. En interessant, die mense het om Jesus saamgedrom, dat hy in 'n skuit geklim het, in die skuit gaan sit het, en vanuit die skuit die mense op die strand geleer het. So 'n skuit, 'n visserskuit was ook 'n belangrike instrument, of
voertuig wat Jesus gebruik het om mense te bedien. Dan is ook baie ander verwysings waar Jesus op die skuit gevaar het. Saam met sy disippels na 'n plek, en dan is daar veral die twee gedeeltes waarvan ons lees, waar Jesus die storm stilgemaak het in Matteus 8, saam met die disippels op die see. Matteus 8 vers 23 tot 27, gaan ek nou nie lees, ons ken daardie gedeelte. Hy het met 'n skuit na Nasaret gevaar, na sy tuis mense toe, Matteus 9, waar hy die verlamde man genees het. Het reeds nou gesê van die gelykenis van die saaiër, die baie bekende gedeelte uit die skuit. Die eerste vermeerdering van die brood het ook plaasgevind nadat Jesus met 'n skuit weggevaar het om 'n slag alleen te wees, maar dat die mense hom gevolg het en hy die skuit geklim het en die mense geleer het en die aand vir hulle die kosvermeerdering van die brood en die visse moontlik gemaak het. En dan vanoggend se teksgedeelte waar Jesus op die see loop, Matteus 14 vers 22 tot 32, dat Jesus hulle weggestuur het met die skuit om na die oorkant toe, en dat hy die nag op die berg in gebed deurgebring het, en die vroeë oggend hulle gaan besoek het op die see, hulle eintlik gaan verras het met dagbreek. Hulle was in 'n storm gewees, en toe hulle nou vir Jesus op die water sien aanloop kom, het hulle geskreeu en gedink dis 'n spook, en dat Jesus hulle gerus gestel het, en hulle vrees en angs en gesê, nee, dis ek, die bekende Jesus, dis ek wat hier by julle is, moenie bang wees nie. En dan is daar ook 'n geleentheid in Matteus 15, na die tweede vermeerdering van die brood, waar Jesus weggegaan het na 'n ou antieke stad op die see van Galilea, wat genoem is Magadan. In hierdie verhale sien ons dat die see en die visserskuit en die vissersberoep aan Jesus baie goed bekend was. En ek aanvaar ook, Jesus was lief vir die see. Uit die ander evangelies lees ons ook van ander gebeurtenisse rondom die see wat plaasgevind het. So ons kan vanoggend lekker assosieer met Johan se lewe en sy passie en sy liefde vir die see vanuit hierdie tekste. Belangrik uit hierdie tekste, veral dan Matteus 13 vers 44 tot 50, praat Jesus, en ek wil dit lees, van die gelykenis van die koninkryk van die hemel, wat gaan soos met 'n treknet wat in die see gegooi is, en allerlei soorte vis word gevang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit, en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies, en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Ons lees hier van die koninkryk van God. Hoe gaan dit daar waar God koning is? En ons weet, in die Nuwe Testament sê die skrywers vir ons, die evangelieskrywers vir ons, dat die koninkryk van God is daar waar Jesus is. In Jesus se lewe, en alles wat hy leer en doen, daar sien ons God se ryk, daar sien ons vir God self. En dan hierdie vreemde verskynsel, daar waar God is en daar waar God in die werk is, dat daar allerlei soorte vis is, wat ingesamel word, die hele tyd. Die goeie vis en onbruikbare vis. Maar in hierdie gelykenisse en ook in ander gelykenisse, veral die van die saaiër en van die koring op die land en die onkruid op die land, die onkruid wat net soos koring lyk, en moet 'n mens die onkruid uittrek, hoor ons heeltyd die boodskap, in die koninkryk van God gaan dit om God wat genadig is. Mense wil oordeel, mense wil veroordeel, mense wil suiwer, mense dit wat verkeerd is wil regmaak. En die hele tyd sê Jesus, vir maar dit werk nie so in God se koninkryk. Die oordeel kom eendag. Nie nou. Daar is altyd die kans dat die onkruid koring kan word. Daar is altyd die kans
dat die onbruikbare vis die goeie vis kan maak. Die onmoontlike is altyd moontlik in die koninkryk van God. En dis wonderlik om dit te kan lees. Dis troosvol om dit te kan lees. Om dit te kan hoor, om dit te kan glo. Dat ons leef uit God se genade. Elke dag. En uit sy genade is daar die moontlikheid, altyd die moontlikheid, om eendag deel van die goeie koring oes te wees, van die bruikbare vis oes te wees. Danksy God se genade. Maar dit gaan ook gepaard, die koninkryk van God met wat Johannes die Doper in Matteus 3 vers 2 vir ons gesê het, as hy die bediening van Jesus as het ware inlei, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom, en in Matteus 4 vers 23, waar Jesus, of waar Matteus dan vertel dat met sy bediening wat Jesus begin het hy die koninkryk van die hemel verkondig. En 'n sentrale woordjie daarin is ook die woordjie bekering. Bekering beteken luister, hoor wat sê Jesus, sien wat Jesus doen. Draai jou lewe om, verander jou lewe om in te pas by dit wat vir Jesus belangrik is. Die passie wat hy gehad het vir mense, die visser wat hy was, om mense te wen vir die koninkryk van God. Dis met hierdie troos wat ons lewe mag leef. Die groot visserman, Jesus Christus, het gekom. Sy treknet uitgegooi. En ek mag deel van die vis in daai treknet wees. Die bruikbare vis vir sy koninkryk. Nie uit myself uit. Enkel en alleen uit genade. En so onthou ons dan nou vir Johan, passievolle visserman, maar dat hy ook deel van 'n groter beweging was, 'n visvangpoging, waarby Jesus betrokke was. En dat hy kan deel wees van daai werknet en van daai vangs van daai werknet. Van die bruikbare, die goeie vis vir die koninkryk van God. Nou ja, ons eer en dank die Here vir sy lewe. As kind groot geword in Riversdal, skool in Langenhoven en na skool by korrektiewe dienste begin werk. En op 'n manier was hy ook daar besig met 'n visserman diens gewees, met rehabilitasie van gevangenes of gevangenes. Dit het ek nou al reeds gesê, dat hy baie lief was vir die see, dat hy die boot gehad het, wat hy gereeld mee see toe gegaan het, dat hy lief was vir visvang, en dat hy nie self vis kon eet nie, maar die visse wat hy gevang het, dit het sy vriende gekry, en die familie ook seker. Johan was nie getroud nie, en weet nie hoekom hy Pam was nie, so genoem was nie, maar dit was nou sy bynaam gewees. Ons onthou hom as 'n geliefde broer, as 'n swaar, as 'n oom, as 'n vriend, as medegelowige, en neem so van hom afskeid. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat U die groot visserman is, wat gekom het om die treknet uit te gooi, om te kom visvang, en die bruikbare, die goeie vis in te samel vir die koninkryk van die Vader. Dankie dat ons iets kan verstaan van hierdie beeld ook, van visvang, van hierdie treknet, en van U, die passievolle visser vir mense, vanuit Johan se lewe, wat ook lief was vir die see en vir visvang.
Dankie dat ons mag lewe uit die genade. Vir genade tyd in ons lewe. Elke oomblik van ons lewe. Dat ons dit as gawe uit U hand ontvang. Ook die lewe van Johan wat gebore is op 29 Januarie 1968 en afgesterf het op 27 Maart vanjaar. Dankie dat daardie tyd van geboorte tot met sy sterwe ook in sy lewe genade tyd was. Dankie vir alles wat hy was en beteken het vir almal om hom, sy geliefdes, sy familie en sy vriende. Dankie vir kosbare en mooi herinneringe wat hulle het om met hulle saam te neem op hulle pad. Mag sy lewe elkeen ook inspireer om passievol sy of haar lewe te leef binne U koninkryk, Here Jesus. Dankie dat ons so in U naam van hom vanoggend kan kom afskeid neem. Aan U kom toe al die lof, die dank, die eer, die aanbidding uit genade alleen. Amen. Dit gaan nou nie gesien word nie, maar as daar iets wat julle dalk wil sê, klank sal die kameratjie optel, selfoontjie optel. Nee, ek wil net sê, die pampam, né? Kom, hulle was 6 polies, JC4 by Helderstroom gevangenis. En toe het hulle en dan elke slag as daar 'n telefoonoproep is, en hulle sê JC4, dan moet hulle nou eers kyk wie is wie en van met wie wil hulle praat. En toe het hulle besluit, maar elkeen moet 'n bynaam hê. En toe het elkeen vir homself 'n bynaam gegee. En toe sê Boeta, maar hy weet nie. En toe het een van die ander gesê, nee, Pampam. En dit is waar die naam Pampam vandaan kom. Okay, daar het hy vasgesteek. Ja, Onder die pel. en al die gevangenisse het vir hom geken as Pampam. Hulle het nooit vir hom sy regte naam geken nie. Ja. Ja, en nou dat jy dit ook sê, dink ek, hy het ook op die mense, gevangenes, met wie te doen gehad, ook 'n groot invloed gehad. Ja. Deur die mens wie hy was. Hy het Verskil in hulle lewe gemaak. Hy het by die boilers gewerk en het 9 gevangenisse onder hom gehad. Ja. En hulle was verskriklik erg oor hom, want hy het altyd vir hulle nou, as hulle sê, meneer koop vir ons koekies of koop vir ons 'n bietjie tabak of so, dan het hy dit altyd vir hulle gedoen. Ja. So hy was nie so erg oor hulle ook. Verskil in hulle lewe gemaak. Ja. So was hy 'n visser gewees, in diens van die korrektiewe diens. Verskillende mense se lewens gemaak. Nee, hy het maar partykeer gekla oor die werk is nou te veel, maar dit het goed, veral toe hy nou dialyse gekry het hier op die laaste. Ja, die stremming was seker te veel, die stres ook. Ja. Ja. Dan die klompie bedankings. Vir Sita en Hardy, Jakes en Belien, vir alles wat hulle vir Johan gedoen het. Nou, Sita en Hardy, Jakes en Belien, julle weet wie julle is. Dankie vir julle rol. Woester Medikliniek se personeel wat na hom omgesien het, aan die Helderstroom korrektiewe dienste, al die personeel, ook daar vir die jare se diens en vir die voorreg om dit saam met mede personeel te kom doen. En baie dankie aan al die familie en vriende vir die boodskappe wat gestuur is, die ondersteuning wat gegee is. En dan sien ek julle ietsie hier opgesit vir my, is maar net 'n voorreg om dit te doen. As daar nou niks verder is nie, dan sluit ons af met die seënbede. Mag nou U genade, Here Jesus, en die liefde o Vader, en U gemeenskap, Heilige Gees, met ons elkeen wees op ons lewenspad verder.
Amen. Die rivier in jou oë is blouer as blou en ek glo dat 'n deel van my lewe in jou toegevou waar net ek en jy kan gaan. As die golwe teen my rotse slaan, weet ek dat jy langs my staan vir altyd. 7 oseane se trane sal my nie van jou hart se liefdesriviere kan skei. Van waar my hart se branders breek, is die wie weet wie ek is. 7 oseane se water is min, in die eindelose see waar ons liefde begin en ewig groei. Jy is die oseaan waarin my liefde vloei. My siel, waterval op 'n wiel, draai en draai in die heel diepste deel van my hart. Net jy ken die pad wat onder my voete lê. As die goue aan sy duine ween, kan ek by jou water leen vir altyd. 7 oseane se trane sal my nie van jou hart se liefdesriviere kan skei. Van waar my hart se branders breek, is die wie weet wie ek is. 7 oseane se water is min, in die eindelose see waar ons liefde begin en ewig groei. Jy is die oseaan waarin my liefde vloei. 7 oseane se trane sal my nie van jou hart se liefdesriviere kan skei. Van waar my hart se branders breek, is die wie weet wie ek is. 7 oseane se water is min, in die eindelose see waar ons liefde begin en ewig groei. Is die oseaan waar